disippels het na Galilea toe gegaan, na die berig, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party getwyfel het. Jesus kom, laat ek dit tog net nader hou, ek sien baie swak in die aand, dat dit sal beter wees. Toe Jesus nader kom en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Daar sê ek is reg. Baie dankie hoor, dankie vir jou hulp. Vriende, ek wil dalk net 'n bietjie 'n inleiding gee. Ek moet bely, ek is mal oor die evangelie van Matteus en my gemeente sal weet, die paar wat hier so sit ook vanaand, as ek 'n geleentheid kry dan preek ek uit Matteus uit. Want Matteus is een van daardie verhale wat in die Bybel opgeteken is, evangelies, wat my net op 'n baie diep manier aanspreek. En kom ek gee 'n bietjie agtergrond. Die legende het dit dat Matteus vir 'n klompie Christene, meestal Joodse Christene geskryf het in die stad Antiochië. En dat hierdie klompie Christene 'n besonderse karakter ontwikkel het oor die jare deur hulle geloof. Jy weet, daai stede van daai tyd het nie die wonderlike rioolstelsels gehad wat ons het nie. Het nie goeie sanitasie gehad in die algemeen nie. Vullis is 'n probleem gewees. Alhoewel hulle maniere gehad het om dit te hanteer, het dit bygedra daartoe dat daar dikwels ernstige infestasies plaasgevind het en peste uitgebreek het. En dan het die mense ernstig siek geword. Hulle het, ek wil amper sê, soos vlee dood gegaan, letterlik. In een van die bronne wat ek nagelees het, word daar vertel dat tot die dokters gevlug het as hulle het nie die mense gehelp nie. Maar die Christene in Antiochië het gebly, wel, ten minste die meeste van hulle. Hulle het nie gevlug nie. En wat het hulle gedoen? Hulle het gegaan en die siek ongelowiges en natuurlik ook gelowiges wat siek geword het hulle gaan versorg. En baie keer het van hierdie nie-Christene gesond geword. En dan het hulle na die Christene gekyk wat baie min van uiteindelik siek geword het en dood is, en vir die Christene gesê, maar dit lyk vir ons, julle God is groter as ons God. En so het die Christenskap tot 'n baie groot mate, baie vinniger in Antiochië gegroei as enige ander plek in Klein-Asië. Baie interessant is dat Antiochië die eerste stad was wat 'n biskop gekry het. Net om 'n idee te gee van die grootte en die groei van die gelowiges daar. En dan natuurlik weet ons uit Handelinge 11, dis ook die plek waar hulle die eerste keer Christene genoem is. En nie omdat dit 'n mooi naam was nie, dis eintlik 'n skeldnaam waarmee vir al die Jode hulle probeer te nakom het.
Nou in hierdie week wat ons by mekaar is, gaan ons na 'n paar onderwerpe kyk en vanaand is die hele vraag op die tafel rondom autoriteit. Wie het autoriteit oor ons lewens? Wie het autoriteit oor die kerk van die Here Jesus? Is dit die kerkraad? Is dit die dominee? Is dit die ring of die synode of wie is dit wat autoriteit het oor ons? En baie weier, wie het autoriteit oor die wêreld en regerings van die wêreld? Dis mos groot vrae om te vra in 'n dag en 'n tyd soos hierdie waarin hierdie goed baie keer 'n probleem is. Die vraag is, hoe lyk autoriteit in die jaar 2026? Want as ek hier voor my kyk, dan sien ek 'n generasie wat jonk was waarskynlik so 20, 30, 40 jaar gelede. En as ek julle direk sou vra hoe autoriteit toegelyk het, en ek was 'n jong man en 'n jong seun of tiener, dan onthou ek autoriteit was baie anders as wat dit vandag is. Ek bedoel, as my pa gepraat het, het hy gepraat. As my ma gepraat het, het my ma gepraat. As die dominee kom huisbesoek doen het, ou maat, het jy jou kusklere aangetrek en as 'n kind stil in die hoek gesit. En later dalk is jy kamer toe gestuur. Autoriteit, gesag het heeltemal anders gewerk as wat dit vandag werk. En in 'n sekere sin sit ons vandag in 'n krisis. 'n Reuse krisis. Mense aanvaar net nie meer gesag in die algemeen gesien nie. Dit maak nie saak wat jou titel is nie. Jy kan koning wees van Engeland, jy kan die dominee wees, jy kan die ouderling wees, jy kan die president wees van 'n land, jy kan wees net wat jy wil, jou titel maak geen sin saak nie. Jou ampt maak geen sin saak nie. Ook nie die posisie wat jy in die samelewing beklee nie en hoe jy daar uitgekom het. Dit maak glad nie saak nie. Dit gee nie aan jou 'n sekere autoriteit soos in die verlede nie. Gesag in 2026 leer die slim mense ons in die slim boeke ons word verdien. Word verdien. Jy moet iets doen sodat mense jou gesag, jou autoriteit sal aanvaar en daarvolgens sal reageer. En wat is daardie goed, sê die ouens? Hulle noem veral 3 goed. En nou dink net 'n bietjie aan daardie gemeente in Antiochië waarvan ek gepraat het. Nommer 1, karakter. Wat se karakter openbaar jy? Is jy 'n ou bangbroek of is jy iemand wat die gevaar kan trotseer, die uitdagings in die oë kan kyk? Wat is jou karakter? Breedweg ook gesien. Tweede ding is integriteit. As jy sê jy gaan iets doen, doen jy dit. Is jou woord jou eer? Kan mense in jou optrede sien dat jy ernstig is oor wat jy glo? Een van die groot goed wat jong mense oor en oor vir my in die belydensklas altyd gesê het is, hulle sukkel met die kerk, oordat hulle nie in die kerk by groot mense sien, dat groot mense ernstig is oor wat hulle glo in hulle daaglikse lewe in die week nie. Ernstig. Dis 'n ernstige aanklag.
En die derde ene wat hulle sê, jy jou autoriteit of gesag verdien, is deur diensbaarheid. En kom ek sê, dis nie 'n kwessie van jy kies een van die drie nie, al drie moet teenwoordig wees. Diensbaarheid, om daar te wees vir mense wat in nood is, om beskikbaar te wees om te help waar jy kan. Dis goed wat uiteindelik aan jou as 'n mens autoriteit gee, gesag gee om te kan praat en gehoor te kan word. Jy verdien so die vermoë om gehoor te word deur ander mense. Dan moet ons ook vir mekaar sê, die wêreld waarin ons leef en die hele afbreek van gesag het baie te doen ook met die rol van sosiale media. Soos Facebook, soos noem hulle almal op, TikTok, al die goed waarna almal kyk. Groot en klein, moenie 'n fout maak nie, dis nie net die tieners nie. Sien, wat gebeur het met sosiale media is dat sosiale media het uiteindelik gesag gedemokratiseer. Nou wat bedoel ek daarmee? Dit beteken dat kundigheid nou gelyk staan aan opinie. So my opinie oor 'n bepaalde saak, of ek nou kundig is daaroor of nie, is gelyk aan die persoon wat kundig is en geleerd is en die agtergrond het daarvoor uiteindelik. So, hoor mooi, opinie is gelyk aan kundigheid. En ons sien dit op sosiale media. Gaan kyk na Facebook. Man, daar sal 'n regsgeleerde sal 'n bepaalde opinie gee oor 'n ding, of 'n dominee sal 'n bepaalde opinie skryf, of hierdie geleerde sal 'n ding dan sien jy daai string opinies wat mense het wat niks van die saak weet nie. En hulle openbaar die feit dat hulle niks van die saak weet nie. Maar hulle opinie is gelyk aan kundigheid binne hierdie wêreld. Dan is daar 'n woord, die influencers. Ek ken nie 'n beter woord daarvoor nie. Het soms meer invloed as kenners. En ons sien dit byvoorbeeld in veral die FSA, hoe hierdie invloedmakers op sosiale media 'n bepaalde narratief, 'n bepaalde storie sal dryf, en hoe dit traksie kry en uiteindelik die waarheid word en die autoritaire stem word binne die gemeenskap. Ag, en dan moet ons ook vir mekaar sê, ons het ook maar tot 'n mate so geword. Mense bevraagteken letterlik alles vandag. En is juis oor hierdie tipe goed dat dit gebeur. Jonger mense vra byvoorbeeld, Hoekom doen ons dinge so? Hoekom moet ek kerk toe gaan? Hoekom moet ek op hierdie manier 'n ding doen? Wys eerder vir my wat die nut agter dit is. Gee vir my 'n rede hoekom dit sinvol is om dit te doen. Tweedens, as jy van my vra hoe ek moet 'n bepaalde ding doen, dan wil ek sien dat jy bereid is om dit ook te doen. Nou vriende, dit het ernstige konsekwensies. Natuurlik vir ons samelewing en ook vir kerkwees. Want wie het dan nou uiteindelik in hierdie hele deurmekaar wêreld, met al hierdie goeters wat aan die gang is, die reg om te praat en die reg om gehoor te word?
Wie is dit wat die finale reg het om te praat en wie die laastes, wie het die reg om ten einde uiteindelik gehoor te word? Dan is dit vir my interessant wat Matteus sê. Heel aan die einde van die Matteus Evangelie, né? Heel aan die einde sê hy, sy laaste woorde is, hy hy het die reg om heel aan die einde, heel laaste te kan sê, na alles wat gebeur het in die Evangelie, aan my is alle mag gegee. En by daai deel van hierdie teks wil ek graag vanaand 'n bietjie stil staan. Aan my is alle mag gegee. In hierdie paar verse, hierdie laaste 4 verse van hoofstuk 28 van die Evangelie van Matteus, bereik hierdie hele Evangelie uiteindelik 'n klimaks, 'n hoogtepunt, wat net ongelooflik is. En 'n ou moet nou mooi gaan kyk, van die begin van die Matteus Evangelie het hy opgebou, tot by hierdie punt. Kom ek gee 'n voorbeeld of 2. Heel in die begin word daar gesê dat Jesus is Immanuel, God by ons. Hier aan die einde, wat word daar gesê? Ek sal by julle wees tot aan die volëinding van die aarde. God by ons, né? So reeds word die saadjie gesaai. Daar word gereeld gepraat van Jesus as die seun van Dawid. Waarna verwys dit? Dit verwys na koningskap, na heerskappy, na bepaalde gesag en autoriteit wat in Jesus gesetel is. Daar word na hom as die Messias verwys. Die Messias met die ryk teologie wat rondom dit gebou is, dat hy die een is wat Israel sou bevry en die laaste sê oor die Romeinse ryk sou hê en oor die vyande en uiteindelik Israel sou vestig as God se volk. Dan word daar baie gepraat van die koninkryk. Alreeds in die eerste 4 hoofstukke word daar vir ons gesê dat die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die koninkryk het naby gekom. Die koninkryk is nie 'n plek nie, die koninkryk is daar waar God, waar Jesus regeer, aan bewind is, waar hy die gesag en die autoriteit het uiteindelik. So ons sien reeds al van die begin af, is hier 'n klompie tekens, en dan kan 'n ou dit gaan volg dwarsdeur, dat dit wat Jesus sê, aan my is alle mag gegee, uiteindelik waar gaan word. Maar dit is eers, vriende, na die opstanding, wat Jesus uiteindelik opstaan en sê, hier in die laaste oomblikke van sy lewe op die aarde, onthou nou, na die opstanding, alle mag, alle gesag is aan my gegee. Alle mag, alle gesag behoort aan Jesus. Dit is 'n kritiese punt om te onthou. Die opstanding is die sleutel tot die verstaan van hierdie gesag en mag waarvan hier gepraat word. Nou moet 'n ou ook 'n bietjie net na die Grieks 'n bietjie gaan loer, en ek is nooit baie goed met Grieks nie, was nog nooit nie, maar ek doen my uiterste bes. Ek kan darm sê ek het 'n meesters in Grieks 1 behaal. So 4 jaar lank, 5 jaar lank Grieks gehad. Elke jaar dit oorgedoen, totdat ek dit onder die knie gekry het. So ek hoop ek het dit nou onder die knie.
Die Griekse woord vir mag en gesag is 'n ongelooflike sterk woord wat in die Grieks gebruik word. Hierdie woord impliseer wettige gesag. So die ou wat hierdie gesag het die gesag om ook wettelik te kan optree. Hy het wettige gesag om wettig teenoor jou te mag optree. Hy het koninklike bevoegdheid. Hy het die reg om te regeer, hoor mooi, met absolute soewereiniteit. So hoor julle, dis 'n sterk woord. Ons lees hy het alle mag. As daar staan hy het alle mag, dan sluit dit hierdie 4 betekenismoontlikhede alles in uiteindelik. En al hierdie betekenismoontlikhede is moontlik op grond van die opstanding van Jesus. Waarom? Want vir Rome lyk die kruis asof Jesus misluk het. Vir die godsdienstige leiers lyk Jesus se dood asof hulle gewen het. Asof hulle uiteindelik ontslaag geraak het van die probleem tussen hulle. Jesus se autoriteit strek oor alles dan, vriende. Hy het dit gekry op grond van die opstanding en daarmee het hy eintlik sy teenstanders, die Romeine en die godsdienstige leiers op hulle plek gesit in 'n sekere sin op 'n mooi manier. Maar dit het uiteindelik beteken dat hy 'n autoriteit het wat strek oor die hele hemel. Hy het autoriteit oor die engele, hy het autoriteit oor lewe en dood, hy het autoriteit oor die sonde, want hy het die sonde oorwin, hy het selfs autoriteit oor die Satan, hy het Satan oorwin. Ek skrik baie keer vir ouens wat sê, jong jete, dis seker Satan wat nou hierdie ding in my lewe as Christen teweeggebring het. Satan het geen mag oor my en jou nie. As ek en jy 'n kind van die Here is en onder sy autoriteit staan, het Satan geen houvas op my nie. Dan is hy soos 'n brullende leeu aan 'n ketting. En al wat hy kan doen is brul vir my. Satan is oorwin. En as ons Efesiërs en ook Filippense gaan lees, dan sien ons dat Christus aangestel is om die hele koninkryk te regeer en dit sluit Satan in oor hom. Kolossense sê dan ook vir ons baie mooi dat Jesus deur dit wat hy gedoen het, alle owerhede van die bose ontwapen het. Hulle het nie meer wapens nie. Hy regeer nie net oor die hemel nie, hy regeer ook oor die aarde, hier waar ek en jy woon. En ek wil hê ons moet mooi hoor vanaand. Hy regeer oor die regerings van hierdie aarde. Maak nie saak hoe daai regering lyk nie, en hoe daai regering optree nie. Ek weet dit klink onmoontlik, maar hy regeer oor elke regering. Hy het autoriteit, kom ek sê dit so eerder. Hy het autoriteit oor elke regering. Hy het autoriteit, liewe vriende, oor die ekonomie, oor die rande en sente in my en jou sak. Hy het autoriteit oor jou gesin, oor jou huwelik, oor jou gesinsverhoudings met jou kinders.
Dan het hy ook autoriteit oor die wetenskap. Alhoewel die wetenskap dink dat hulle die alleroplossing vir al die wêreld en sy probleme is daar nog 'n gesag groter as hulle sinne. En ten laaste het hy natuurlik ook gesag oor my en jou persoonlike lewe. En is nie net jou persoonlike lewe in terme van jou werk en jou dit en jou denke, jou hart, jou begeertes. Hy het ook autoriteit daaroor. Ons wil nie altyd so daaroor dink nie. Belangrik om raak te sien is dat ons hier te doen het met die groot opdrag. En die groot opdrag begin nie met die woordjie in vers 19 om te gaan nie. Gaan nie. Dis nie die eerste belangrike ding wat ons moet hoor wanneer ons hierdie opdrag, hierdie groot opdrag, sendingopdrag ernstig opneem nie. Is nie die woordjie gaan nie. Dis waar ons die fout baie keer maak. Die begin van hierdie hele gedeelte is, Jesus is koning. Omdat hy mag, omdat alle mag aan hom behoort. Daar begin dit. As ons uiteindelik is 'n goeie evangelisasie poging wil hê, as ons 'n goeie sending gemeente wil hê, moet ons in die eerste plek aanvaar dat Jesus alle mag het en die implikasies daarvan ernstig opneem. Dis op grond daarvan dat Jesus alle mag het, dat ons uiteindelik gaan. Dat ons na die wêreld toe gaan. Ek en jy stuur nie onsself nie. Ons dink baie keer so. Weet, ons praat baie keer mos van dis my bediening, dis my sending, is my dit binne die kerk. Uiteindelik is dit God se kerk, God se sending, God se bediening. Nie myne nie. Dit behoort nie aan my nie. Sending begin ook nie by die kerk nie, maar by God. Hoor mooi, so sê David Bosch dit baie mooi, omdat hy, Jesus, koning is. Daarom doen die kerk sending uiteindelik. Daarom doen die kerk barmhartigheidswerk. Daarom doen die kerk die groot opdrag. Nou kom ons raak 'n bietjie meer prakties. En hier gaan ons in die eerste punt kyk na die kerk as sulks. En kom ons sê dit nou vir mekaar baie duidelik. Hierdie gemeente, Pietermaritzburg Noord en elke ander ene, van watter denominasie ook al wat Christus as Here bely, daardie kerk behoort aan Christus. Daai kerk is nie my en jou of gemeente, is my en jou projek nie. Ons luister in die eerste plek na Christus. En ek gaan 'n gewaagde stelling maak nou, en nie na die kultuur nie. Weet julle, dit maak my woedend, maak my opstandig kwaad, om te sien hoe die kerk probeer om die wêreld na te aap, net om mense in die kerk in te trek. Dit is rookmasjiene en ligte en harde klanke en musiek en alles, wie weet wat. Daar's 'n tyd en 'n plek vir 'n orkes en 'n konsert bedoel ek. En 'n ou kan ook 'n Christelike konsert hou.
Maar 'n ou hoef regtig nie die heeltyd die kultuur na te volg sodat jy die mense in die kerk kan hou. Onthou julle ek het gepraat van integriteit net nou. Die een groot fout wat die NG Kerk gemaak het, was om juis die kultuur na te jaag. Ek sê dit. Ek het dit gesien. En elke keer wat ons die kultuur nagejaag het, het jong mense vir my gesê, hoekom doen julle dit? Julle kan dit nie so goed doen soos daai mense nie. Julle is nie eg nie. Julle is nie opreg nie. En ek het dit by ouer mense ook gehoor. Die kerk begin sy onderdanigheid aan Christus toon wanneer hy die woord ernstig begin opneem en vanuit gebed lewe as gemeente. En ek bedoel nie maar net hier en daar 'n ou gebedjie doen uiteindelik nie. Die kerk ontvang gesag, ons besit dit nie. Christus kom wat al die gesag het en hy verleen aan die kerk 'n sekere mate van autoriteit in hierdie wêreld namens hom, op grond van hom, op grond van sy opstanding. Sodat ek en jy ambassadeurs, sy verteenwoordigers, sy rentmeesters in hierdie wêreld kan gaan wees. Dan die derde implikasie vir die kerk is dat hierdie gesag van die kerk is 'n gesag wat dienend uitgeleef word. Die laaste ding wat Jesus doen voordat hy gevange geneem is wat? Hy was sy disippels se voete. Hy dien soos 'n slaaf. Die kerk verloor sy geloofwaardigheid daar waar ons nie soos Jesus leef nie. Jammer mense. Ons moet maar ons hande vuil maak. Ons moet maar net. Wat sê dit vir leierskap? Die tipe leierskap wat Christus se autoriteit ernstig opneem binne die kerk is 'n leierskap wat nederig is. Hier kom die woordjie diensbaar weer na vore, wat met waarheid die heeltyd of waarheid altyd najaag en genade betoon. Genade aan ander betoon. En nie met 'n harde stok, die wat dalk oortree, probeer in lyn kry die heeltyd nie. 5. Sy gesag bring eenheid. En is vir my amper die belangrikste. Alles staan onder Christus se heerskappy. Die eenheid van die kerk berus nie, en nou trap ek dalk op tone, maar berus nie op die kultuur wat ons beoefen nie. Berus nie op die taal wat ons praat nie. Berus nie op die tradisie van ons kerk of ons menswees nie. Berus nie op my besondere persoonlikheid nie. Of my denominasie waaraan ek behoort nie. As dit die geval is ons verdeeld. En altyd verdeeld. Die enigste ding wat ons saambind is Christus se autoriteit waaraan ek en jy onsself onderwerp uiteindelik. Vriende, ek is amper by die einde. Ek wil vir julle sê, die gesag van Jesus beteken dat die kerk nie net uit eie mag leef nie.
maar onder heerskappy van die opgestane koning, in gehoorsaamheid aan sy woord, biddend, diensbaar aan die wêreld, met die sekerheid van sy voortdurende teenwoordigheid leef. En ons sal nog by die voortdurende teenwoordigheid uitkom. Hoor mooi, in een sinnetjie. Dit gaan oor Christus se gesag en mag. In die kerk is daar nie ruimte vir magspeletjies nie. Hier vra ek heel eerste, dit wat ek nou hier besluit, dit wat ek nou hier doen ek dit met die autoriteit van Christus en met sy sanksie uiteindelik. Amen. Kom ons bid saam. En ek gaan sommer met hierdie slotgebed, voordat ons die slotlied sing en ek die seën uitspreek, ook dan sommer dankie sê vir die sop, en dankie vir die wat dit gemaak het ook, hoor, by voorbaat. Maar kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weet, dat ons lewens hier op aarde onder u gesag staan. Dat dit niks van ons afhang nie. Dit haal eintlik soveel druk van ons af, Here, om te weet, ons hoef maar onsself net aan u gesag te onderwerp. U is by ons tot aan die einde van die dae. U het alle mag, alle gesag, alle krag, alle heerlikheid. Ons kan u maar net volg en diensbaar wees daar waar u ons nodig het, Here. Dankie daarvoor. Here, ons gaan net nou lekker sop saam geniet, en ons bid daarom ook dat u dit na siel en liggaam sal seën. Dat u die hande wat dit voorberei het sal seën. En dat ons hier vandaan huis toe sal gaan met 'n warmte in die siel, omdat ons u woord gehoor het, en 'n warmte omdat ons 'n lekker koppie sop saam geniet het in eenheid. Amen.